Goeiemôre, dit is dan 8 Augustus vanmôre 2026, 6 Augustus, jammer. Lesing 82 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Vir die nuwe mense, ek sien nie is daar 'n paar vanmôre. Ons lees nou nie uit die Bybel uit nie, want die Bybel het ons al op hierdie plaas, is ons al 32 of 33 jaar daarmee besig. So ons is nou by nuwe openbaringe soos wat beloof is in die skrif, dat ons aan die eindtyd nog verborgde kennis sal kry. Maar die outeur is dieselfde een as die een in die Bybel. Dit is God Elohim self, deur sy skryfknegte, en in hierdie geval Jacob Lorber. Die sielstoestand van die twee verongeluktes in die hiernamaals. Ons gaan nou voort met gister se verhaal, en Yeshua sal vir ons meer duidelikheid gee. Nou sê Mattheel, dit was die twee getuienisse wat ek meegemaak het. Wat daar verder met beide in die ryk van die geeste gebeur het, weet ek regtig nie. Ook verstaan ek, ondanks u vroegere uitleggings, seker nog lank nie wat die uit die boom gevalle seun, die twee vlermuise wat later saamgesmelt het tot 'n aapgestalte beteken nie. En hoe en waarom die siel van die selfmoordenaar ten slotte op die oppervlak van die water vir my sigbaar geword het as 'n geraamte van 'n dooie, waar haas geen lewe in was nie. Waar het die 10 swart eende vandaan gekom, en waarom het hulle die geraamte lastig geval? Hoe kon die siel van die seun, wat nog reeds die vorm van 'n aap gehad het, die 10 nare voël se baas word? Wat is die betekenis van die klere? Waar het dit vandaan gekom en watter invloed het dit as sodanig op die twee verskillende siele? Nou ja, as ons vir gister se lesing in herinnering bring, sien ons dat dit alles goed is wat daar gebeur het by hierdie mense wat alreeds dit is hulle siele wat die liggame alreeds verlaat het. En die Mattheel se geestesoë is geopen daarvoor. Ja, hieroor sou nog veel te vra wees. Maar vir my is veral die punte van belang, wat ek nou uit onwetendheid vra, en waarby enige welwillige uitleg my goed te pas sou kom. As iemand anders van ons nog iets anders uit die verhaal 'n verklaring wil verlang, mag hy seker ook wel 'n vraag daaroor stel. Nou sê Sirenius, vriend, tydens hierdie verhale van jou word ek heel vreemd gestem. Die menslike lewe kom my voor as 'n heel rustige en onskuldige voortstromende rivier op 'n hoogvlakte. Maar aan die einde van die vlakte stort die eers so rustige stroom om onverbiddelik in 'n onpeilbare diepte in. En met donderende geraas boor hy vir hom 'n gruwelike diep rusbed, maar vind geen rus nie. Want die geweld van sy eie val dryf hom met groot onstuimigheid voortdurend uit sy rusbed uit, en hy moet vlug en vlug totdat hy ergens opgesluk word deur die oppermag en onmeetlike diepte van die see. O Meester Yeshua, verklaar aan ons tot ons troos hierdie skrikwekkende ernstige oomblikke van die oorigins so mooi lewe. Kyk nou eers na hierdie man wat volgens die verhaal van broer Mattheel in die welbekende poel gespring het om 'n einde te maak aan 'n wanhopige lewe. Wat 'n verskriklike verandering vind daar dadelik na die sprong plaas. Wel skyn daar gou daarna enige verligting in sy toestand in te tree. Maar hoe sien die daaruit? Wat 'n onsekerheid, wat 'n ellende. Majesteit en Meester, gee ons daarom 'n troosryke toeligting tot alles wat broer Mattheel gesien het en so huiweringswekkend getrou vertel het. Yeshua sê, ongetwyfeld sien ons hier 'n paar vreeslik treurig uitsiende lewensoomblikke, wat werklik baie ernstig is. Maar wat jy wil doen om 'n lewe wat deur die invloed van die wêreld en haar helse luste totaal gehavend is, en nie geheel ten gronde en verlore te laat gaan nie, maar te red, en stukkie vir stukkie weer op die regte spoor te bring, moet so 'n lewe nie met groot erns aangepak word nie.
Ja, dit is waar, die oomblik waarop dit gegryp word, is seker vir die toeskouer iets ergs afstootliks. Die deurtog deur die baie nou poortjie is beslis nie so aangenaam om te sien, soos die gesig van 'n kerngesonde maagdelike bruid nie. Maar die deurtog lei die eintlike mens die lewe binne, en wel in 'n waaragtige en ewig onverganklike lewe in. En daarom bevat so ernstige lewensoomblik vir hom, wat dit begryp, uiteindelik tog altyd meer troos, as die lachende lente gesig van 'n maagdelike bruid. Maar nou sal ons dan oorgaan tot 'n uitleg van dit wat ons van Mathael gehoor het. Mathael sien reeds vooraf by die jongeling 2 groot vlermuise, wat om hom heen fladder toe hy uit die boom val, en dadelik volslae dood bly lê. Ten eerste stam die jongeling suiwer uit hierdie aarde. Die suiwer aardse kinders is egter, soos wat julle dit uit my verklarings reeds dikwels kon hoor en goed kon verstaan, wat hulle siel en ook wat hulle liggaam betref, saamgestel uit die hele organiese skepping van hierdie aarde. Dit het ons nou al in vorige lesings baie behandel. Die bewys daarvoor lewe reeds die baie gevarieerde voeding vir die liggaam, wat 'n mens tot hom neem, terwyl 'n dier in die keuse van sy voeding uiters beperk is, ten einde die mens in staat te stel om aan alle intelligensiedeeltjies waaruit sy siel bestaan, uit die natuurlike voedingsstowwe wat hy tot hom geneem het, die ooreenkomstige voeding te gee, kan hy sulke uiteenlopende voedingsdele uit die diere, plante en ook minerale ryk tot hom neem, want die substansiële liggaam van die siel word net soos die vleeslike liggaam gevoed en tot ontwikkeling gebring deur die opgenome natuurlike voeding. Wat hy hier vir ons sê is dat as jy eet, sorg dat jy gesonde kos eet, lewende kos. Ek praat nie van dat jy hom nie moet kook nie. As jy hom kook om te eet, is dit nog steeds lewende kos, wat sieledele bevat wat heilsaam is vir jou. En dit is wat Yeshua hier vertel, dat jou siel en jou liggaam eet gelyktydig. Die siel eet net sieledele, en die liggaam neem alles op wat jy in jou mond insit, en verwerk dit en gooi dit uit agter. Dit is wat hy sê, 'n mens, hierdie lei ek af, dat dit is 'n jong mannetjie, wat nie baie omgegee het wat hy eet nie. Nou kom dit egter nog daarop neer, uit welke voorafgaande klasse van kreature 'n mens wat geheel van hierdie aarde afkomstig is, sy siel die opklimmende ontwikkelingsfases deurmakend verkry het. En mens moet dan, veral by kinders, vervolgens besef dat hulle siel op sigself nog steeds spore dra van die voorafgaande skepselvorm, waaruit hy in 'n menslike vorm oorgegaan het. Dit is nou nie reïnkarnasie nie, asseblief, dit is die siel se vordering in die geestesryk, voordat Vader die siel toelaat om 'n mensevorm aan te trek. Ek en jy het 'n liggaam wat eintlik 'n kleed is klere, en die siel leef binne in hierdie liggaam. En hier gaan dit oor, wat het hierdie laaste skepselvorm uit bestaan, waar hierdie seun deur die skepings sy siel vir hom gevorm is. As 'n kind dadelik goed opgevoed word, gaan die voorliggende skepselvorm weldra geheel oor in menslike vorm, en dis nou als in die sielekant, en stabiliseer hom steeds meer daarin. As die opvoeding by 'n kind egter baie verwaarloos word, tree die voorafgaande vorm steeds meer op die voorgrond in sy siel, en neem die vaste vorm van die liggaam, self stadig maar seker die genoemde voorafgaande skepselvorm aan. En so kan mens sonder enige twyfel by menige ruwe mense en sonder te veel moeite onderskei wat die oorheersende vorm van die siel is.
Omdat ek dus vroeër al gesê het, dat die seun, wat betref siel en liggaam, suiwer uit hierdie aarde afstam, kan julle, gesien sy verwaarloosde opvoeding, nou goed verstaan waarom sy siel in die boom, aanvanklik nog voor hy daar uitgeval het, reeds sigbaar was in die vorm van 2 vlermuise, op die oomblik toe hy, deels deur die homself te ingespanne vashou aan die boom, en deels verstik deur die rook, in 'n krampagtige floute beland, wat gesorg het dat hy vir nog 'n tydjie in die boom gebly het, hoewel hy self niks meer daarvan geweet het nie. So in kort was hierdie ou al reeds dood, toe Mattheal die vlermuise sien uitgaan uit sy liggaam. En daai vaskramp aan die boom was maar die lijk wat net daar vasgesit het en toe later dan uitgeval het op die grond en toe sy kop verpletter het en weet nie wat nog nie, maar dit was 'n baie erge val gewees. Nou net vir die mense wat nie weet is dat mense van die aarde en mense wat van bo gebore is, Joshua praat in die Bybel daarvan, van bo gebore beteken dat hulle is wesens wat hier na die aarde toe kom, wat dan voorheen, voor die aardse lewe, op ander planete, ander sterre, ander sonne gewoon het. Hulle het daar 'n heel gewone lewe gehad in die gees. En dan besluit hulle self, maar hulle wil aarde toe kom, want hulle het gehoor, dat as jy aarde toe kom, dan kan jy kunskap bereik, of verwerf. Hulle weet al almal wat het gebeur toe Joshua hiernatoe gekom het, en dit dwing hulle, nie dwing nie, is eintlik vrywillig, bied hulle self aan om ook na hierdie aarde toe te kom. Baie van ons is van daardie wesens, van bo gebore. Maar dan is daar baie wesens wat geval het, dit is maar hoofsaaklik die rebelle wat Lucifer gevolg het, destyds toe die geeste gerebelleer het, en hulle word dan weer saamgestel en gereinig, omdat 'n siel 'n hele kosmos bevat. Jou siel het die hele kosmos in homself, en dit is noodsaaklik dat hy dit het, want as jy van hier af gaan, na 'n ander lewe toe, na die hiernamaals, dan wil Vader graag vir jou werk gee, as jy nou geslaag het hier op aarde, en hy wil hê, jy moet skepings voortbring. Nou, hoe kan jy skepings vanuit jouself voortbring, as jy nie die skepings in jouself het nie? So jy en ek, ons siel, het die vermoë om 'n olifant te skep. Hy het die vermoë om 'n muggie te skep. Hy het 'n vermoë om aardes, planete te skep. Daarom moet al die bloudrukke moet in jou siel teenwoordig wees, sodat jy dit vanuit jouself kan laat gebeur. En nou het hierdie siele vanuit die aarde, hy sê hulle is van ondergebore, moes gereinig geword het, en hulle heel laaste reinigingsvorm is gewoonlik 'n diervorm. En hy sê dan, die siel neig terug na dit toe. So kom ons lees verder. Want solank 'n siel op die oomblik van sterwe nie algeheel geskei is van die liggaam nie, solank is dit as gevolg van angstige verwarring, heeltemal sonder bewussyn. Dit gaan met haar soos met iemand wat met die gesig na buite op 'n as vasgebind is, en daarby rasend in die ronde gedraai word. Hy kan kyk soos hy wil, maar sal tog geen enkele voorwerp sien nie. Hoogstens sal hy 'n matgekleurde mis om hom heen sien, wat by nog groter draaisnelheid, deur die daarby toenemende onvastheid van die gesigsorgaan, in 'n volledige duisternis kan oorgaan. Nou ons het al almal op hierdie as wat in die ronde draai gespeel, en dit is presies so, was altyd in die ou dorps tuine gewees, was parke wat ons genoem het, waar ons gaan speel het. Soos wat die gesigsorgaan egter rus moet hê, om 'n voorwerp waar te neem,
soos wat dit is, so het die siel ook 'n bepaalde innerlike rus nodig, om tot 'n vaster en helderder bewussyn van haarself te kom. Hoe meer die siel innerlik verontrus word, des te meer verdwyn dan ook haar heldere selfbewussyn. En as die onrus in die siel eenmaal die toppunt bereik het, weet sy so goed as niks meer van haarself nie, totdat die rus weer in haar teruggekeer het. En hoe laer 'n siel op die trap van lewensontwikkeling staan, hoe gouer tree hierdie oomblik by sterwendes in. Ag, by 'n siel wie se lewensontwikkeling voltooi is, kom hierdie enigstens treurige lykende oomblik beslis nie voor nie, wat Mattheël by die sterwe van die ou Lazarus baie goed gesien het. Want sy siel het op geen enkele manier geblyk dat sy verontrus was nie. Dit was 'n vorige lesing wat ons dit behandel het. Die seun in die boom was liggaamlik al ongeveer 'n kwartier bykans dood en het niks meer van homself geweet nie. Sy siel was net so sy liggaam, dus al deur die allerdikste duisternis omgewe. En 'n siel wat in 'n te groot onrus raak, begin haar letterlik te verdeel in die vroegere, kleinere en onvolmaakter kreature van 'n vorige lewe. Onthou dis van die siel, nie van die liggaam nie. Daarom word hier ook eerstens 2 vlermuise sigbaar. Pas nadat die seun deur die verplettering van sy harsings elke verbinding met sy siel kwyt was, het daar weldra meer rus in die ontwrigte siel gekom. Beide siele van die voorafgaande skepsels verenig hulle, en weldra word 'n aap, dit is nou 'n aapsiel, as laaste voorafgaande skepsel sigbaar. Dit het egter 'n langer tyd nodig, voordat hy heeltemal tot homself gekom het, en daarna nog meer rus, tot hy homself erken, en weer van homself bewus geword het. Daarom hurk hy ook geruime tyd op die plek waar sy liggaam uit die boom geval het, meer instinkmatig as bewus van wat daar voorgeval het. Maar geleidelik keer die bewussyn en die selferkenning terug, en die aap kry tegelykertyd ook 'n steeds menslike uiterlike, en begin hom op te rig. Die steeds verdere reikende waarnemingsgevoel van sy siel, begin die aanwesigheid van die verongelukte siel van sy aardse vader gewaar word. Hy verlaat die plek waar hy gehurk het, beweeg hom, gelei deur sy gevoel, na die poel en herken nou duidelik die siel van sy vader, wat belas en gekwel word deur die 10voudige vervloeking deur 'n mens. Nou daardie vervloeking het nou sigbaar geword in die geestelike sweer as hierdie tipe van eende wat om hom swem, uit hom uitgegaan het en hom nou opvreet. So dit is baie, baie gevaarlik om ander mense te vervloek, want jy gee vir hom selfs na sy dood 'n geweldige swaar tyd in die hiernamaals, en jy is die oorsaak daarvan, en jy gaan daarvoor verantwoording moet doen voor Vader wanneer jy doodgaan. En 'n mens moet nie verbaas wees as jou vloek aan die ander kant na jou toe terugkom en jou self treiter nie. So, dis hoekom Joshua sê, seën eerder, seën jou vyande, seën die wat kwaad aan jou gedoen het, maar moenie vervloek nie. Hier is hierdie ou nou deur 'n tempelpriester verskriklik vervloek, omdat hy die tempel verlaat het, sy fout ingesien het by die gemeente waar hy aangesluit het, en toe wil hy weer terugkom, en in plaas van dat hulle hom terug verwelkom, vervloek hulle hom. Toe ontwaak die kinderliefde, dis nou van hierdie jong seun wat uit die boom geval het, in hom en daarmee tevens die vraag na Elohim en sy ware geregtigheid. Bovendien ontwaak daarin om egter ook 'n heel regverdige toorn, woede teen die vloek wat mense in hulle onbegrensde hoogmoed hulle aanmatig om na die arme, maar in feite baie beter medemense te slinger. Daarby ontdek die aapmens, wat nou reeds baie volmaakter was,
in hom ook die krag om teen die 10 vloekduiwels, wat in die vorm van swart eende sy vader meer as normaal lastig val, in te gaan. Met hierdie verhoogde selfbewussyn stort die aapmens om in die poel en begin gedrewe deur sy kinderliefde vir sy arme vader, daarna onder die 10 vloekduiwels in te gaan. Binne enige enkele oomblikke is hulle vernietig en die aapmens kry daardeur allehaas menslike uiterlike. So wat hier gebeur is, na mate hierdie siel wat eintlik basies aan die ander kant nou verskyn het as 'n aap, omdat daar nou niks eintlik intellek in daai siel was nie, geen geestelike enige iets geesteliks nie. Maar omdat sy pa nou terselfdertyd selfmoord gepleeg het, herken hy sy pa en hy herken die moeilike toestand waarin sy pa is. Hy's nou daar, hy dryf in hierdie water en word aangeval deur hierdie goed wat hom heeltyd byt en vreet. En dan wek daar in hom 'n liefde vir sy vader op. En ons het dit al nou hoeveel kere gesien, dat die liefde veroorsaak dat 'n siel groei aan die ander kant. Want die liefde kom uit die siel self. En dit sien hy sien sy pa en hy kry 'n geweldige liefde en 'n jammerte vir hom en hy wil hom dadelik help. En dit is toe wat hy doen. En na mate hy besig raak daarmee, verander sy eie gedaante ook van aap meer na mens toe. Die geraamte van sy pa het ons nou al bespreek, die vleis wat kort en die vel en al die dinge, is as gevolg van sy pa se gebrek aan liefde, toe hy op aarde geleef het. Dis hoekom hy verskyn as 'n geraamte. Nou het ons altyd hierdie verskyningsvorms in een verhaal. Kom ons kyk hoe loop dit dan af verder. Met hierdie verhoogde selfbewussyn stort die aapmens om in die poel en begin gedrewe deur sy kinderliefde vir sy arme vader, daarna onder die 10 vloekduiwels in te gaan. Binne enkele oomblikke is hulle vernietig en die aapmens kry daardeur allehaas menslike uiterlike. Maar deur sy liefde begin ook die dooie vadersiel nuwe lewenswortels kry. Dit gee die seun nog meer liefde en meer krag, en daarmee trek hy sy vader weg van die plek van sy ondergang en sy verderf, en bring hy hom op die droë grond, waardeur die liefde van die seun ook vir die toekomstige bestaan van die vader 'n vaste grond vir rus ontwikkel, en deur troue liefde aanwesig is. Maar omdat die liefde van die seun groei, word sy lig ook sterker. Deur daardie lig sien hy hoe ontoereikend sy krag is, en hy rig hom met klem tot Elohim, God, en vra of hy sy vader wil help, en die hulp laat nie op hom wag nie. Onthou daar 2 engele gekom geklee, en ek dink grys klere, geplooide gewade. Daar kom klere en die krag om verder te gaan in 'n beter en meer volmaakte lewenssfeer, waar die siel van die Vader, gevoed deur die steeds groeiende liefde van die Seun, weer geestelike vleis en bloed kry, en uiteindelik op die wyse in staat is om Elohim te herken en binne te gaan in sy orde, wat by selfmoordenaars altyd iets baie moeilik is. Selfmoordenaars gaan bitter min die ryk van die lig in. Vir die eenvoudige rede dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself, is deel van die goddelike orde, en 'n selfmoordenaar het nie sy eie lewe lief nie. Hy het geen respek dat hy hierdie lewe van Vader ontvang het nie, en omdat hy niks liefde vir homself het nie, kan hy niks liefde vir sy naaste hê nie. En omdat hy niks liefde vir sy naaste het nie, kan hy ook nie liefde vir Vader hê nie. So 'n selfmoordenaar is heeltemal sonder liefde. En as dit nie was vir hierdie seun wat ook daar dood gegaan het op daai wal nie, dan sou hierdie siel in daai watertoestand vir oneindige tye gebly het.
en nie daar kon uitkom op homself nie, of deur homself nie. Maar die seun se liefde ontbrand vir sy pa, en hy reik uit, en hy help hom, hy kry klere, en hy bedek homself, en hy bedek sy pa, en nou is hulle op vaste grond. Nou vaste grond stel altyd die waarheid voor. En as hulle nou buite hierdie poel, en nou is hierdie pa, het nou geestelike vleis en bloed gekry. Maar nou nie dink dit is nou vleis en bloed soos ons het nie. Dit is geestelike eteriese substans wat die geraamte omkleed. Want aan die ander kant lyk ons nog steeds soos mense. Afhangend van die hoeveelheid liefde wat jy op aarde kon opwek het in jouself, sal jou liggaam aan die ander kant so lyk. Dalk as jy oorgaan en jy is 70 of 80, dan sal jy in 'n gelukkige, salige toestand kom, maar jy sal 80 jaar oud wees. En dan hoe verder jy in die liefde begin aktief raak, gaan jy en jy verjong jouself. En jou liggaam word al hoe stralender, en dan ongeveer in die ouderdom van 30 tot 33, dis waar jy aan die ander kant sal voortlewe. Jy sal jou pa ook op daai selfde ouderdom herken as hy salig geword het, en jou oupa, almal dieselfde ouderdom. En dit is hoekom ons almal broers is. Selfs die voorgeslagte is ook ons broers en susters, al was hulle ons aardse vaders en moeders. In hierdie geval het hierdie man in die dam wat in die poel geval het, baie ver teruggeval. En nou deur sy seun kry hy dan nou bekleding wat eintlik beteken dat hy liefde en dankbaarheid vir sy seun het, vir wat hy aan hom gedoen het. En nou sal engele wat hulle sal kom besoek, baie makliker met hulle kan werk, en dan sal hierdie twee siele ook baie gouer boontoe kom. So die storie van die kerk, jy is eenmal in die hel of jy is eenmal in die hemel, is nie waar nie. Die feit dat Joshua sê, die huis van my vader het vele wonings, word deur hierdie verhale nou bewys. Daar is ontelbare wonings. Feitelik vir elke soort siel is daar 'n verskillende woning. En uiteindelik is daar die doelwit vir die siel om die hoogste vlak te bereik aan die ander kant, wat hy vir ewig salig en gelukkig sal wees. Het sy dit in die onderste hemel van wysheid is, het sy dit in die middelste hemel van liefde en wysheid is, dis die liefde-wysheidshemel, en of dit in die hoogste hemele is, natuurlik die liefdeshemel self. Dit is die vlakke van die hiernamaals, wat baie ander subvlakke het, in elkeen van die hemele. So, hierdie verhaal gee mens net insig in hoe groot Vader se liefde is, dat hy nog steeds hierdie saak so bewerk het, dat hierdie seun uiteindelik sy pa kon red, en daardeur, met daai liefde wat hy het seker nie meer liefde gehad nie, maar hy het vir sy pa liefde gehad, dat daardie liefde hulle omhoog gewerk het, en hulle nou gered is. Anders sou hulle albei verlore gewees het. En dit is die nuwe dinge wat ons geleer het uit hierdie hoofstukke, is dat daar 'n lewe aan die ander kant is, net soos 'n lewe aan hierdie kant. En dat daar hulp gebied word, of aangebied word deur siele, vir ander siele wat geen lig het nie, en wat baie keer bitter swaar kry. En met die hulp van engele, en met die hulp van Joshua, word daar dan rigting en leiding gegee, om daai siele te help aan die ander kant. En 'n mens kom moeilik weg van die kerk, wat absoluut net hel en hemel vir jou voorhou. Dit is nie so nie. Ons ken nie Vader se liefdesgrense nie. Ons kan dit nie vir ons indink nie.
Maar die belangrike wat ons hieruit leer, dat ons niemand vervloek nie, niemand verag nie, want so iets kan in die gees hom agtervolg en hom verskriklike skade bring. Soos by hierdie ou wat die vervloekings, hy het dit so aangetrek na homself toe. Hy het werklik gedink hy is deur God vervloek. Terwyl God Elohim niemand vervloek nie. Maar die priesters in die tempel doen dit. En ongelukkig doen die hedendaagse dominees en pastore dit ook. En ek kan vir julle voorbeelde noem, want dit is 'n lelike vloek wat daai mens volg. Die ou apostels, hulle vervloek ook mense as hulle uit hulle kerk uitgaan. Hulle sluit vir hulle die poorte van die hemele toe, en dan kry hulle 'n reeks vervloekings. Ook die Dopperkerk, die gereformeerde kerk, nee. Hulle, as 'n man ook stryd het in die kerk met wat hulle verkondig, dan word hy voor die kerkraad geroep, en as hy nie tot orde kom nie, dan sluit hulle ook die hemele vir hom toe. Dis 'n vloek. En as die ou dit ernstig nou aantrek, dan gaan hy vloek saam met hom na die ander kant toe. Maar meeste ouens wat ek nou geken het, wat deur daai tipe van situasies was, het dit net afgelag en gesê, man, julle het geen reg op my nie. Julle kan my nie vervloek nie, julle kan nie vir my die poorte van die hemele toemaak nie, want julle het in die eerste instansie nie die sleutels nie. Joshua is die sleutel. En as jy by hom is, kan niks jou raak nie. So wees versigtig, moenie laat mense jou lewe verontrus en swaar maak. Deur ja, my pa het dit vir my gesê toe ek in die huis was nog. En breek daai vloek, sê in die naam van Joshua, elke vloek wat 'n mens oor jou geplaas het, ontbind ek in die naam van Joshua, en ek spreek myself vry in die naam van Joshua. Dan sal jy op 'n baie ander manier oorgaan op jou sterfbed, as wat hierdie twee gevalle ons bewys het. Baie dankie.